Verhoudings deur gemeenskap met mekaar. Dawid begin so in Psalm 133 vers 1. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saam woon. Nou hierdie gemeenskap tussen broers of tussen familielede is 'n poëtiese uitdrukking om te beskryf hoe wonderlik verhoudings tussen mense kan wees wat kies om saam te leef in respek vir mekaar, in respek vir mekaar se waardes, in vrede en met die doel om mekaar se welwese te bevorder. So Dawid het 'n uitroep van bewondering hier gedig oor hoe goed en geseënd dit is as daar eensgesindheid is. Normaalweg is hierdie psalm gesing as een van die sogenaamde pelgrimsliedere, wanneer die mense reis vir die jaarlikse geestelike feeste in Jerusalem. Nou volgens Baumeister en lyriese need to belong teorie, is die behoefte aan betekenisvolle verhoudings een van die mees fundamentele menslike motiewe. Gemeenskap word gevorm in verhoudings waarin mense mekaar aanvaar, waar hulle mekaar ondersteun en waar hulle saam groei. En so 'n tipe gemeenskap bevorder nie net emosionele welstand nie, maar ook fisiese gesondheid en veerkrag. Ons het waarskynlik almal al ervaar dat waar daar eensgesindheid is, verminder konflik. Dit verhoog vertroue in mekaar en dit word 'n veilige ruimte vir groei. In geestelike gemeenskappe soos 'n kerk of 'n gemeente is hierdie effek selfs dieper, aangesien gedeelde geloof 'n bron van betekenis en hoop word. Bid gerus nou en sê vir God dankie vir die gawe van verhoudings wat gemeenskap vorm. En bid dan ook dat jy 'n ambassadeur vir eensgesindheid sal wees, sodat in 'n wêreld van kwaad en konflik deur jou hoop kan kom. Leef geïnspireerd.